Goeiemôre julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag spandeer ons tyd saam uit Matteus 17 vanaf vers 14 tot 27. 'n gedeelte wat ons leer oor geloof en God se voorsiening. Ons lees hier toe Jesus by die skare kom van die berg af, was daar 'n man wat voor hom kom neerval het en gevra het dat Jesus hom ontferm oor sy seun, wat 'n demoon in hom het en wat die disippels nie kon uitdryf nie. Die man was wys om direk na Jesus toe te kom, want soms faal Jesus se volgelinge, maar Jesus faal nooit nie. In vers 18 sien ons hoe Jesus die demoon bestraf en hoe die seun dadelik genees toe die demoon hom verlaat. In vers 17 spreek Jesus sy disippels aan met 'n skerp, maar liefdevolle vermaaning as hy vir hulle sê: "O ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra?" Ons sien hier Jesus se frustrasie oor sy disippels se gebrek aan geloof, want hulle het reeds wonderwerke gesien. Hulle het al demone uitgedryf, want in Matteus 10 was aan hulle die mag gegee om demone uit te dryf. Maar klaarblyklik was hierdie demoon baie moeiliker as die ander. Hulle was verward oor hulle gebrek aan sukses, maar nie oor hulle gebrek aan geloof nie, wat juis die oorsaak van hulle mislukking was. Hulle het gou geleer om nie vasgevang te word in 'n roetine van meganiese bediening nie. In vers 20 sê Jesus: "As julle geloof het soos 'n mosterdsaadjie, dan sal niks vir julle onmoontlik wees nie." Jy sien, die geloof wat ons moet hê, het meer te doen met die kwaliteit daarvan as met die hoeveelheid. 'n Klein bietjie geloof, so klein soos 'n klein mosterdsaadjie, kan groot dinge laat gebeur as dit in die almagtige God geplaas word. Die belangrikste is waarin ons geloof plaas. Dit beteken nie dat ons God se krag manipuleer deur ons geloof nie, maar dat ware geloof volkome vertroue in God se krag is. Dit is nie ons vermoë wat duiwels uitdryf of berge versit nie, maar God se krag deur ons geloof en ons gehoorsaamheid. Soms vra sekere situasies 'n meer intense en toegewyde soeke na God se ingryping. In vers 21 sê Jesus dat party demone is sterker as ander, maar dat hulle net uitgedryf kan word deur te vas en te bid. Want sien, wanneer ons bid en vas, erken ons dat ons nie op ons eie krag kan staatmaak nie, maar volkome op God se hulp en leiding en krag. Dit wys dat ons bereid is om ons eie begeertes op sy te skuif en op God se wil te fokus. Nou terwyl die disippels nou nog worstel met hierdie les oor geloof, herinner Jesus hulle aan die belangrikste aspek van sy sending hier op aarde. In vers 22, waar Jesus aan hulle sê: "Die seun van die mens sal oorgelewer word in die hande van mense, en hulle sal hom doodmaak, en op die 3de dag sal hy opgewek word." Nou hierdie woorde het die disippels diep bedroef, want hulle het nog nie volkome verstaan dat Jesus se dood en opstanding noodsaaklik was vir ons verlossing nie. Ek glo, die disippels moes hier leer dat ware krag en oorwinning nie net in wonderwerke lê nie, maar in die volmaakte werk van Christus aan die kruis en die leë graf. Sy dood sou die uiteindelike offer wees vir sonde. Sy opstanding sou die finale oorwinning oor sonde, die dood en die duiwel wees. Jy sien, geloof in hom en sy voltooide werk is die sleutel tot ware geestelike oorwinning. Nou net soos die disippels moes verstaan dat hulle geloof nie net in wonderwerke gegeesel moes wees nie, moet ons ook leer om ons geloof in die gekruisigde en opgestane Heer te plaas. In vers 24 tot 26 sien ons waar Jesus en sy disippels gekonfronteer word met 'n aardse praktiese saak, die betaling van die tempelbelasting. Nou wanneer Petrus gevra word of Jesus die tempelbelasting betaal, stel Jesus 'n belangrike vraag aan Petrus. Hy sê: "Van wie vorder die konings van die aarde tolle of belasting?
van hulle seuns of van vreemdelinge? Petrus antwoord hom dan en sê, van vreemdelinge. En dan antwoord Jesus hom en sê, dan is die seuns vry. Hier sê Jesus eintlik, as die tempel God se huis is, en ek die seun van God is, hoekom sou ek dan belasting aan my eie vader se huis betaal? Maar tog, om nie 'n struikelblok vir ander te wees nie, en om gehoorsaam te wees aan die wet, beveel Jesus vir Petrus om 'n vis te vang. En binne daardie vis se mond is daar 'n muntstuk, presies genoeg vir die belasting. Nou, hierdie gedeelte herinner ons net weer dat Jesus die ware koning en seun van God is. Hy is nie aan aardse verpligtinge onderworpe nie, maar hy kies om dit te aanvaar ter wille van die wil van sy Vader. God voorsien altyd in ons behoeftes, soms op gewone maniere en soms op bonatuurlike wyses, soos 'n muntstuk in 'n vis se mond. Nou mag ek en jy elke dag met 'n lewende geloof wandel, met die wete dat Jesus ons redder, ons koning en ons verlosser en voorsienaar is. Julle moet 'n baie mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.